Geliefdes, ons sit ons reeks preke uit die brief van die Romeine voort en ons lees vanoggend uit Romeine hoofstuk 11 van vers 1 af. Romeine 11 van vers 1 af. Hier van hoofstuk 9 af is Paulus besig om te verduidelik wat word van die uitverkore volk Israel omdat hulle die Christus verwerp. Romeine 11 van vers 1, het God dan nie tog sy volk verstoot nie, sou iemand kon vra. Beslis nie. Ek is immers self ook 'n Israeliet, 'n afstammeling van Abraham, uit die stam Benjamin. God het sy volk, wat hy lank tevore verkies het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif sê van Elia nie, hoe hy by sy God oor Israel gekla het? Here, hulle het die profete doodgemaak en die altare afgebreek en net ek het oorgebly en hulle wil my ook om die lewe bring. Maar wat het God hom geantwoord? Ek het vir my 7000 manne laat oorbly wat nie vir Baal aanbid het nie. Net so is dit ook vandag. Daar is 'n oorblyfsel wat uit genade deur God uitverkies is. En as dit uit genade is, dan is dit nie uit verdienste nie. Anders sou die genade nie meer genade wees nie. Waarop kom dit dan neer? Hierop, wat Israel soek, het hy nie gekry nie. Die uitverkorenes het dit gekry. Die ander is verhard, soos daar geskrywe staan, God het aan hulle 'n gees gegee wat hulle bedwelm het, oë wat nie sien nie, ore wat nie hoor nie, tot vandag toe nog. En Dawid sê, mag hulle maaltye vir hulle 'n vangstrik en 'n val word, en 'n struikelblok en 'n straf. Mag hulle oë verduister word, dat hulle nie sien nie, en buig hulle rug vir altyd krom. 'n Ander vraag is, het Israel se struikeling hulle finale val beteken? Beslis nie. Maar deur hulle val het die redding na die heidenasies toe gekom om die Jode jaloers te maak. As hulle val 'n verryking vir die wêreld beteken het en hulle klein oorblyfseltjie 'n verryking vir die heidenasies, hoeveel te meer sal dit dan nie tot seën wees as die Jode se volle getal gelowig sou word nie. En nou praat ek met julle gelowiges uit die heidenasies. As apostel vir die heidenasies is ek trots op my werk en streef ek daarna om op een of ander manier my eie mense jaloers te maak en sommige van hulle te red. As hulle verwerping vir die wêreld versoening beteken het, wat sal hulle aanneming dan nie beteken nie? Niks minder nie as lewe uit die dood. As die eerste stuk deeg aan God gewy is, dan is ook die res van die deeg aan hom gewy. En as die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takke aan hom gewy. Party van die takke is uitgekap en jy, 'n wilde olyf, is tussen die ander takke op die makolyf geënt. So het jy deel gekry aan die lewenssap van die makolyf se wortel. Moet jou dan nie bo die ander takke verhef nie. Moet jou ook nie verbeel jy is iets nie. Dit is nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou. Jy sal wel sê, takke is uitgekap sodat ek daar geënt kon word. Dis waar. Hulle is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie. Jy is daar geënt omdat jy glo. Moenie daaroor hoogmoedig wees nie. Hou rekening met God, want as hy die natuurlike takke nie ontsien het nie, sou hy jou dalk ook nie ontsien nie. Let dan op die goedheid en strengheid van God. Sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. En wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, sal hulle ook geënt word.
want God is in staat om hulle terug te ent. As God jou uit die wilde olyf, waar jy van nature hoort kon uitkap, en teen jou natuur op die makolyf kon ent, hoeveel te meer sal hy die maktakke op hulle ou boom ent. Lees tot daar ons teks vers 22, let dan op die goedheid en strengheid van God, sy strengheid oor die afvalliges, en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. Daarmee saam lees ons Sondag 4 van die Heidelbergse Katekismus. Doen God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik, sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskrywe is in die boek van die wet om dit te doen nie. Is God dan nie ook barmhartig nie? God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is die ewige straf aan liggaam en siel. Liewe broeders en susters en kinders in die Here, net 'n dwaas hou nie rekening met die volle wese van God nie. En ons kan hoofsaaklik 3 tipes van hierdie dwaase onderskei. Sommige, in die eerste plek, hou glad nie rekening met God nie. Dit is mense wat leef asof God nie bestaan nie. Hulle doen wat hulle wil en hulle is hulle eie baas, sê hulle. Hulle besluit self wat reg en wat verkeerd is, en as dit by godsdienst kom, dan skryf hulle in die praktyk eintlik maar hulle eie Bybel. Wat vir hulle goed en reg en aanvaarbaar is, moet dan ook vir God goed en reg en aanvaarbaar wees. So dink hulle. Die tweede tipe dwaas hou wel rekening met God, maar hulle hou net rekening met die strengheid van God. Godsdienst is vir hulle 'n hele lys van magnies en moenies, en hoe langer jou lys is, hoe beter gelowige is jy, dink hulle. As 'n mens net met die strengheid van God rekening hou, dan lei dit tot 'n vreesgodsdienst, wat geen vreugde het nie. Jy is so bang jy doen iets verkeerd in die oë van hierdie streng God, wat jy vir jouself en jou gedagtes geskep het, dat jy liewer niks doen nie. Hierdie dwaase sê, liewer niks doen nie, as om iets verkeerds te doen. Godsdienst is vir hulle om niks verkeerds te doen nie. Volgens hulle is gereformeerdes se lysies van wat verkeerd is, langer as ander mense se. Want hoe langer jou lysie is, hoe beter gereformeerde is jy, dink hulle. Die derde tipe dwaas hou wel rekening ook met God, maar hulle hou net rekening met God se goedheid. Hulle skep vir hulle self en hulle gedagtes 'n goeie God, wat alles aanvaar, selfs sonde, wat nooit kwaad word nie, wat nie sonde haat nie,
wat nie sonde veroordeel nie. En wat toelaat dat sy volgelinge hom dien soos hulle wil. Hulle praat ook liewer van liewe Jesus as van die heilige, almagtige God wat sondaars haat, wat sonde haat en sondaars wat volhard vir ewig veroordeel. Omdat hulle net met die goedheid van God rekening hou, lei dit ook tot 'n soetsappige liewe Jesus teologie, wat geen plek het vir die heiligheid en verhewenheid en die oordeel van God nie, en wat lei tot 'n oppervlakkigheid in hulle geloof. Dit is dikwels ook die mense wat sal praat van die ou baas daarbo, of wat sal sê, God is my maatjie. Hy is baie goed en gaaf en spreek sondaar sonder meer vry. Hy sal my ook enige iets toelaat, want hy vind alles aanvaarbaar. Ek kan self sy gebooie oortree, en omdat hy goed is, sal hy my dit nie toereken nie. So godsdienst het geen heilige eerbied vir God nie, en is eerder vol oppervlakkige gemeensaamheid. Geliefdes, ons teks bring egter balans en wys al drie hierdie tipes dwaasheid uit. Let dan op die goedheid en strengheid van God. Sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. Let op, slaan ag op, hou rekening met die goedheid en die strengheid van God. Met ander woorde, hou rekening met God, dien hom en gehoorsaam hom en aanbid hom. Hy bestaan, hy is 'n werklikheid, hy lewe, hy regeer. Jy bluf net jouself as jy maak asof hy nie bestaan nie. Hou rekening met sy volle wese. God is goed en hy is streng. Let dan op die goedheid en die strengheid van God. Sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. God is goed. Hy is genadig. Hy vergewe sonde. Maar hy is ook streng. Hy is ook regverdig. Hy is ook heilig. Hy haat sonde en onreg en oortreding van sy gebooie. Hy vra dus dat ons hom sal lief hê en gehoorsaam en dien, en dat ons hom sal vrees en eerbied en ontzag vir hom sal hê. Geliefdes, hier in Romeine 11 gaan dit oor die toekoms van die volk Israel. Hulle is God se uitverkore volk in die Ou Testament. Maar nie almal van hulle het die Messias aanvaar wat God vir sy volk gegee het nie. Hulle het nie in Jesus geglo nie en hom doodgemaak. En nou is die vraag, wat gaan van hulle word? En Paulus antwoord die vraag deur te wys op die goedheid en die strengheid van God. En hy gebruik die beeld van 'n makolyfboom waarop die takke van 'n willeolyf geënt is. Die makolyf is die volk Israel en die takke van die willeolyf is die gelowiges uit die heidene, die nie-Jode, mense soos ons. Paulus skryf, as die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takke aan hom gewy. Party van die takke is uitgekap en jy, 'n willeolyf, is tussen die ander takke op die makolyf geënt. So het jy deel gekry aan die lewenssap van die makolyf se wortel. Moet jy dan nie oor die ander takke verhef nie. Moet jy ook nie verbeel jy is iets nie. Dis nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou. Jy sal wel sê, takke is uitgekap, sodat ek daar geënt kon word. Dis waar. Hulle is uitgekap, omdat hulle nie geglo het nie. Jy is daar geënt, omdat jy glo.
Moenie daaroor hoogmoedig wees nie, hou rekening met God. Want as hy die natuurlike takke nie ontsien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontsien nie. En dan volg ons teksverse. Ja, die strengheid van God is baie duidelik daarom te sien dat hy die Jode wat Jesus verwerp, uitkap uit sy boom. En sy goedheid is baie duidelik te sien daarin dat hy gelowiges uit die heidene, uit die nie-Jode invoeg in sy boom, sy volk. En as 'n mens nie met die goedheid van God en sy strengheid rekening hou nie, dan kan jy maklik verwaand word en dink, jy verdien dit om gered te word. Sien God se goedheid in die feit dat hy takke uitkap wat nie in hom glo nie. En of liewer sy strengheid in die feit dat hy takke uitkap wat nie in hom glo nie. En sien sy goedheid raak dat hy ook mense red wat nie Jode is nie. Liefdes, kom ons praat dan oor die goedheid van God waarmee ons rekening moet hou. Hierdie goedheid is die evangelie van Jesus Christus. Voor die grondlegging van die aarde het God ons al gekies om sy kinders te wees. Omdat ons in sonde geval het en die ewige dood skuldig geword het hy vir ons 'n verlosser gestuur. Jesus Christus het mens geword. Hy wat God was, het sy heerlikheid prysgegee en 'n mens geword. Hy het baie gelei in ons plek, veral ook toe hy gekruisig is en gesterf het vir ons sondes. Hy het uit die dood opgestaan en na sy hemelvaart het God sy Heilige Gees oor sy kinders uitgestort. Ja, God woon nou in ons deur sy Gees. God self sorg vir ons, seën ons werk, beskerm ons, dra ons deur die lewe, skenk aan ons die ewige lewe. Dis die goedheid van God. En vroeg in sy brief aan die Romeine skryf Paulus al oor hierdie goedheid. Maar hy kan dit nie doen sonder om na die strengheid van God ook te verwys nie. In hoofstuk 2 van vers 4 af skryf hy, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie, maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. En hy sal elkeen vergeld volgens sy dade, aan die wat in goed doen volhard, en op die manier soek na ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid, en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Liefdes, let ons as gemeente en ons elkeen persoonlik nog op die goedheid van God. Besef ons dat hy ons daarmee tot bekering wil lei sodat ons hom dankbaar sal dien. Watter bewys is daar dat hy wel let op die goedheid van God? Die manier waarop hy lewe, die manier waarop hy kinders grootmaak of leiding gee aan die kleinkinders, die opofferings wat hy maak in diens van die Here en die toewyding aan die diens van die Here, die dankoffers, die erediens bywoning en die liefdesdiens, is dit bewys daarvan dat u let, dat u raak sien die goedheid van die Here. As u byvoorbeeld elke kwartaal in die nagmaal die goedheid van die Here afgebeeld sien, watter invloed het dit op u? Verander dit telkens u lewe, of gaan dit maar elke keer ongemerk by u verby? Dink 'n bietjie hieroor na.
Want as die Here wil, sal ons weer later hierdie maand nagmaal vier. Maar kom ons praat ook oor die strengheid van God. Want die woord beveel ons om ook daarop te let. Sommer in die eerste hoofstuk van sy brief aan die Romeine skryf Paulus van vers 18 af. God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Baie mense sê deesdae dat hulle nie aan 'n ewige hel glo nie, want sê hulle, 'n God van liefde kan nie mense vir ewig veroordeel nie. Hulle is egter ongehoorsaam aan ons teks wat sê, let op die goedheid en die strengheid van God. Met ander woorde, hou met sy volle wese rekening en nie net met die deel wat jou pas nie. Hebreërs 10 van vers 26 af sê baie duidelik, wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het, en die gees van genade beledig het. Ons weet tog wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld. En verder, die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Die katekismes sê in Sondag 4, God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is die ewige straf aan liggaam en siel. God is 'n God van oordeel en genade. Hy spreek niemand sonder meer vry nie. Geen sonde word ongestraf gelaat nie. Sy genade kom juis daar na vore dat hy ook ons sonde straf, maar genadiglik nie aan onsself nie, maar aan sy Seun, Jesus Christus. In Jesus Christus kom God se goedheid en sy strengheid by mekaar uit. Hy is die bewys en die waarborg van God se goedheid en sy strengheid. Ja, Jesus se liggaam is gebreek en sy bloed is vergiet onder die streng oordeel van God. Jy's daardeur het daar vir ons versoening gekom, verlossing. As 'n mens dus twyfel oor die goedheid van God, kyk maar net na die genade in Jesus Christus wat gesterf het, sodat sondaars die ewige lewe kan ontvang. As 'n mens dus twyfel oor die strengheid van God, kyk maar net na sy strengheid in Jesus wat in ons plek aan die kruis gespyker is oor ons sondes. Laat ons dan nooit verwaand word oor die feit dat God ons gered het nie. Ons teks sê baie duidelik, God is goed en hy is streng. Let dan op die goedheid en die strengheid van God, sy strengheid oor die afvalliges, sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. Mense wat nie uit sy goedheid lewe nie, word uitgekap. Jesus self sê in Johannes 15, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af.
Die Vader staan dus met 'n snoeisker in sy hand. Die wat geen vrug dra nie, word afgesny. Mense wat sê dat hulle aan Christus verbonde is, maar hulle harte en hulle lewens bevestig dit nie, hulle word uitgekap. Hulle is nie vrugdraers nie. Inteendeel, hulle put net die vrugteboom uit. Hulle wil net ontvang sonder om te gee. Hulle wil aan die gemeente behoort, maar moenie hulle vra om betrokke te wees nie. Hulle eie belange weeg swaarder as God se eer. Hulle is nie bereid om enige opofferings te maak nie. Hulle wil hulle Christendom op die maklikste denkbare manier uitleef. Sonder moeite, sonder opofferings, sonder dienswerk, sonder toewyding. Ons teks sê egter, maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. Geliefdes, om uit God se goedheid te lewe beteken om dankbaar te wees, om God se woord te gehoorsaam, om ander te vergewe, om mekaar lief te hê, om opofferings te maak in sy diens, om sy eer bo my eie belange te stel, om getrou en betroubaar te wees. Om uit God se goedheid te lewe beteken om aan die geloof in Jesus Christus as jou enigste verlosser vas te hou, om nie meer 'n ek eerste Christen te wees nie, maar 'n dankbare God eerste Christen. En dit alles nie om die ewige lewe te probeer verdien nie, maar uit dankbaarheid daarvoor dat Jesus Christus alles klaar vir ons verdien het. Liefdes, mag ons altyd 'n gemeente en lidmate wees wat met God se goedheid rekening hou en daarom dankbaar is. Mag ons altyd 'n gemeente en lidmate wees wat met God se strengheid rekening hou en daarom heilige eerbied vir God het en om uit dankbaarheid in alles te gehoorsaam. Mag ons nooit verwaand word nie voor God nie. Mag ons altyd onder leiding van God se Gees uit sy goedheid lewe. Waarlik in geloof lewe, dankbaar lewe, gehoorsaam lewe, diensbaar lewe, toegewyd lewe. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vanoggend weer die blye evangelie van ons Here Jesus Christus kon hoor. Dat hy gesterf het en ten volle vir al ons sondes betaal het. En daarom bid ons dat U ons sal lei deur U Heilige Gees, dat ons in Christus se sterwe aan die kruis U goedheid sal raak sien, dat U vir ons 'n verlosser gegee het, maar dat ons ook U strengheid sal raak sien, dat U die verlosser Jesus Christus gestraf het, dat die las van ons sondes op hom gekom het, al was hy onskuldig en sonder enige sonde, ter wille van ons. Ons bid dan dat ons elke dag ook uit die goedheid sal lewe, dankbaar vir die verlossing wat U aan ons geskenk het, dat hierdie dankbaarheid ook prakties elke dag in ons lewens sal grondvat. Ons weet, dit kan alleen gebeur wanneer U in ons woon deur U Heilige Gees en wanneer U Gees ons lei deur U woord. Lei ons dan hierin tot eer van U naam, totdat ons Here Jesus Christus weer kom op die wolke en ons in ewige heerlikheid by Hom opgeneem sal word. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes, daarna sal ek die slotsang aankondig.
slotsang is skrifbreinme 69 of 7:2 in die groenboeke. Sing albei die verse. In vers 2: Ek die Heer van die Here, koningskind van ere, kom in krag met mag. Ek die ster van sterre, skitterblink van verre, einde van die nag. En die Gees en bruid roep uit: Jesus Here, kom in ere, kom tog gou, o Here. Skrifbreinme 69 of 7:2, vers 1 en 2, en dan bly ons staan vir die seën van die Here. Genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is met u en bly met u. Amen.